Mense, goeiemôre en welkom by Frik se Bakkie Boodskap op hierdie pragtige maandagmôre en dankie dat jy ingeskakel is. Ek wil gou iets vir jou wys wat elke dag saam met my ry. Mense, wanneer ons die woord gaan lees in die boek van Haggai vanaf vers 1 tot en met 7, dan sê die woord: elkeen het gehardloop vir hulle eie huis, terwyl die huis van Jotai Wafai in pyn lê. Met ander woorde, ons is so selfgesentreerd, ons kyk vir ons eie belang, ons eie finansies, ons eie huise, terwyl die huis in pyn lê van Jotai Wafai. So hierdie gedeelte, Haggai 1 vers 8, ry elke dag saam met my, en dit sê die volgende: neem vir jou hout op, klim op die berg, en gaan bou die huis van Jotai Wafai, sodat my heerlikheid daarin kan wees. So mense, hierdie is my stuk hout, wat elke dag saam met my ry, om my te herinner wat ek op 'n daaglikse basis moet doen. Jy kan net vir iemand 'n glimlag gee, jy kan 'n mooi antwoord gee, jy kan 'n lekker stywe handdruk gee, net om vir iemand te sê, weet jy, ek hoor jou, ek is saam met jou, ek bid vir jou en ek bid saam met jou. Net om elke dag 'n baksteen te bou vir die huis van Jotai Wafai. En natuurlik wat ook saam met my ry, wat my elke dag herinner, is my handdoekie met die menorah op. Ons is mos menorah tabernakel, en dit herinner my om te wandel in die attribute van die Heilige Gees, wat opgeteken is, jy weet, in die boek van Jesaja, hoofstuk 11, vers 2. Maar die naweek wat verby is, het ek eintlik geskrik, en ek wil dit gou met jou deel. So bly by my en bly ingeskakel by my Bakkie Boodskap, en ek vertel jou hoekom ek die naweek geskrik het. So mense, ons leef in die laaste dae, en ek dink jy het dit nou al baie gehoor, en ek dink nie jy het regtig 'n graad nodig om te weet dat ons leef in die laaste dae nie, want as jy net kyk wat gebeur in hierdie wêreld, jy kyk na Bybelprofeseë wat in vervulling kom, jy sien wêreldgebeure wat in Amerika en Rusland en Israel en al hierdie goed gebeur, selfs in Suid-Afrika, en jy kyk na die digitale stelsel, dan besef jy, ons leef in die laaste dae. Dit het my nie laat skrik nie. Maar wat my laat skrik het, is die feit dat dit gebeur teen 'n tempo. En ek kom agter, dit pla mense nie. Mense gaan aan met hulle normale lewe. Ek dink ek en jy moet in die troonkamer toe gaan van ons Hemelse Vader, en ons moet sê: Abba, wat wil U hê moet ek doen, net om my huishouding te verander? Abba, wat wil U hê moet ek doen om my werksplek, my onmiddellike omgewing waar ek bly, te verander? Waarmee is ek besig? Is ek besig om die huis te bou van Jotai Wafai, of is ek besig om die koninkryk van duisternis te bou? So Abba, help my. Abba, hoekom het U vir Moses geroep? Hoekom het U met Dawid so 'n verhouding gehad? Waar kom ek in? Waar pas ek in? So kom ek en jy gaan na die troonkamer van die lewende God, en ons gaan vra vir Vader, wat moet jy doen? En dan doen jy dit. Dan is ek en jy gehoorsaam. So ek het geskrik hierdie afgelope naweek met die besef hoe vinnig goed gebeur. As jy net vat die land waar ons bly, Suid-Afrika, en ek praat nie van Namibië en die ander wêrelddele nie, maar ek dink dieselfde gebeur daar. En ek besef net vandag, die reg en die mooi, die suiwerheid, die waarheid, die integriteit, die kredietwaardigheid, die moraliteit het verval. Dit bestaan nie meer in hierdie wêreld nie. So wat is my aandeel rondom dit? Wat is my aandeel? Wat is my deel om dit of te bevorder of te stop? Dat ons die heilige boomstamme sal afkap en die ongoddelike altare sal breek in ons land. Beginnende by my huis. Om te kyk, waarmee is ek besig? Aanbid ek U werklik? Of is ek besig met afgoderry? En toe ek hierdie goed begin besef, toe skrik ek. Want ek sien dat die wêreld is op 'n afdraande pad, en dis eintlik op 'n plek waar jy dit nie meer kan keer nie. Ons kan dit nie keer nie. Dis te ver heen. Die huidige wêreld verander daagliks. Mense, ek het gaan kyk na inligting rondom die digitale geldstelsel, die AI inspraak in mense se lewens wat in 2025 enorme groei het, en dit gaan so aan vir die volgende 5, 6, 7 jaar. Mense, ons staan voor keuses wat ek en jy moet maak. Bou ons die huis van Jotai Wafai, of is ons maar deel van hierdie wêreld? Want meester Yeshua het oor dit gepraat in die boek van Matteus 24. Hy sê, ouens, julle moet kyk na die tekens. Daai tekens is voor ons oë. Ons sien dit.
Ons sien die oorlog, ons sien die pes, ons sien die pandemie, ons sien die geldstelsel, ons sien die leuns, die verdraaiing, die misleiding, die verleiding. Ons sien dit. Jy het nie graad nodig vir hierdie goed nie. Wat my laat skrik het, is die feit dat dit so vinnig gebeur. As jy maar net dink aan die tsunami van misleiding met betrekking tot Vader se woord. Die ekonomiese onstabiliteit wat nou plaasvind reg oor die wêreld, die nuwe geldstelsel, die digitale identifikasie en al hierdie goed. Mense, die profetiese tydslyne wat in lyn kom oor dit wat nou gebeur in Amerika en in Israel, wat natuurlik die oorlosie is van profetiese tydslyne wat in Israel gebeur. Kan ek vandag vir jou sê, sisteme is klaar in plek vir die merk van die antichrist. Klaar in plek. Dis klaar hier. Die digitale identifikasie is klaar hier. Binnekort gaan jy nie kan koop of verkoop nie, behalwe jy wat die merk het. Die stelsel is hier. Die digitale identifikasie is hier, wat jou geld kan beperk. Ek wil vandag vir jou sê, as jy R1 miljoen of 5 of 10 miljoen in jou bank het, dis in jou bank, behoort dit nie aan jou nie. Hulle kan jou môre blok, hulle kan jou môre stop. Hoe lewe jy dan? Wat maak jy as Eskom vir die volgende 5-6 maande die krag afsny? Wat gebeur met jou vleis in jou vrieskas? Wat gebeur as die waterraad die water afsny? Jy het nie krag nie, jy het nie water nie. Wat doen jy dan? Hoe lewe jy? Waar gaan jy heen? Kan jy sien ons vasgevang reeds in die stelsel? Mense, dit gaan oor beheer. Dit gaan oor beheer en binnekort gaan ek en jy moet 'n keuse maak. Ons gaan 'n keuse maak, mense, of die merk, of dit gaan verdrukking wees. En dit gaan alles oor aanbidding. Wie aanbid ons regtig? Aanbid ons hierdie wêreld, hierdie immoraliteit, hierdie leuns, hierdie verdraaiing, hierdie verleiding, aanbid ons die afgodery wat kerke mee betrokke is vandag, of staan ons uit vir die waarheid? Word ons bestormers vir sy koninkryk? Bou ons regtig sy huis? Haggai 1 vers 8, of bou ons nog steeds die wêreld en die koninkryk van duisternis? Bou ons nog steeds? Die uiteinde van alles, mense, is aanbidding, worship. Wie aanbid ons? Wie aanbid ons? Aanbid ons hierdie wêreld? Aanbid ons die stelsel, die stelsel? Of wie aanbid ons? As jy vandag vir my sê, jy aanbid Yahweh, die Almagtige, dan moet jy dit doen. Dan moet jy hom aanbid in gees en in waarheid. Dit beteken gehoorsaamheid aan sy woord, gehoorsaamheid aan sy gebooie, sy instruksies, gehoorsaamheid aan sy feeste, met ander woorde sy afsprake. Doen jy dit nie, wel, gaan lees jou woord. Gaan lees jou woord. Dan sal jy sien, mense, jy gaan moet 'n keuse maak. En daai keuse gaan vinniger op ons skoot land as wat jy dink, want goed gebeur teen 'n enorme spoed. My gebed vandag vir jou by hierdie bakkie boodskap is dat ek en jy, kan ek die woord mag gebruik, wragtig, nugter en waaksaam sal wees. Kry klaar met fluffiness. Kry klaar met godsdiens speel. Mense, die uurglas is besig om leeg te loop. Moenie langer mislei word nie. Staan vir die waarheid. Staan vir die waarheid. Moenie links of regs afwyk nie. Staan vir dit wat reg is. Staan vir dit wat regverdig is. Moenie betrokke raak as jy in besigheid is met korrupsie om vinnige geldjie te maak nie. Daai geld is nie goeie sukses nie. Dis nie goeie sukses nie. Al wat ek en jy het, is die woord, is die gees van die lewende God, en ons het mekaar. En dat ons daar sal wees mekaar, as die liggaam, om like-minded en right-minded te wees, in hierdie seisoen, waarin ons nou lewe. En wanneer ons in harmonie kan saamstaan, en ons kom in eenheid in Suid-Afrika, om die ongoddelike altaar in ons land te breek, die heilige boomstamme af te kap in ons land. As ons in eenheid kan staan, om te sê, maar dis 'n afgod, en dis 'n afgod, en dis 'n ongoddelike altaar, en ons breek dit, en ons kry klaar met hierdie afgoderry in ons lande, en in ons kerke, en in ons huise, en ons kom in eenheid, sal ons Hemelse Vader sy seëninge gebied op my en op jou. Hierdie land sal verander. Hierdie land sal die hand van die lewende God beleef en ervaar. Mense, en dan kan ons staat maak op sy ondersteuning, sy liefde, sy genade en die inspraak van sy Heilige Gees. Ek het geskrik toe ek sien die tempo waarteen hierdie goed plaasvind en waarteen dit gebeur. Dis in ons oë.
Dis in die openbaar, maar ook versteek. So ek en jy moet wakker wees en nugter wees, want binnekort gaan jy gekonfronteer word met 'n keuse. Dis of die merk of verdrukking. Jy maak die keuse. Mense, baie dankie. Frik Weideman, Bakkie Boodskap. Tot 'n volgende keer. Shalom.